Ek's vol genoeg en die wêreld oud en die mense moeg, want die haan het gekraai, ons het mekaar verraai, maar skraap die sout weer op 'n hoop, want die winde gaan draai. En ons doen wat ons moet doen, kan nie anders nie, dis hoe ons met die tyd versoen. Ons doen wat ons moet doen, akkers skraap en sout van die aarde raak. 'N enkele dag kan by 'n leeftyd gaan draai, en die rugsak laai, met ons saam met ons dra, op die soutpan se ooptes, kan ons ook verdwaal, maar hou die vrees verby, want die waarheid maak vry. En ons doen wat ons moet doen, kan nie anders nie, dis hoe ons met die tyd versoen. Ons doen wat ons moet doen, akkers skraap en sout van die aarde raak. Nee, ons gaan hier sit en vergaan. Kom maar. Jou pa het sy redes vra hom. Wat sê hier is alles, ma? Vandag net een. Kom trek julle kerkklere uit en dan gaan speel hulle buite. Ek en pa moet praat. Hy het baie om te verduidelik. Dis baie bly, pastoor. Ja, al die swart tye voor so vlak te vlei. Ons sal by mekaar moet staan. Het julle iets geweet? Niks. Was maar alleen 'n besluit geweest, nee? Uitgespeel vir tyd. Hy het gedoen vir vlak te vlei. Maar dis wat hy gesê het. Nee, het seker. Het gaat moeilijk wees vir Jemima. Sy was opgewonde oor Atlantis. Oor dat plek. Meer mondlikhede vir haar en vir die kinders. Jy kan my ten minste net vooraf gesê het. Ek sit soos 'n sot in die kerk. Jy beter met die kinders gaan praat en vir hulle verduidelik wat se werk nog nie hier klaar is nie. Jamie. Nee! Ek is tot in my siel verneder. Jy kan dit maar erken. Dat dit nie oor vlakte vlei gaan nie. Maar oor daai vrou. Want al werk wat jy hoegenaamd nog hier het, is om na al haar soppie stories te luister.
so, Tommy. Wat is daarom nou ouderlijke karretje, ne? Waar krijg jij dit? Bij mijn pa. Waar is je pa? Die Kaap. Wil je samen gaan? Ons had koekjes en goed voor die bamboesboegeltjie. Wie is dit? Weet jy nie? Ek kan nou maar sê, ek het hom klaar gecheckt, is dit af, man, dit sal nie praat nie. Die bamboesboegel kom Sondag middag na 12 uit die see. Dan kom soekie van lekkers en chips en koekjes. En sigarets. Om die mis op die see te blaas. As jy niks kom te eet nie, kom haal jy vir hom 'n kind. Die sal 'n hele paar kinders weg. See toe, saam met hom. Nooit weer gesien nie. Maar moenie worry nie, Tommy. As jy vir ons help, sal hy niks aan jou doen nie, ek beloof. Almal choppers van doen, is veilig. Maar mens moet daaroor praat nie. Nee? Okay. Ek verkies my vasteland. Ag, kom nou. Jy moet net eers jou voete nat kry. Ou grys grame. Ek is wel versigtig vir die see. Kyk kom net uit. Bly net naby my. Ek sal jou wys om hierdie klomp blou water te geniet. Dit gaan koud wees, hè? Heskerswater is altyd koud. As jy uitkom en jy bak in die son is daar so koelte in jou lyf vir die hele dag hou is wonderlik. En dit is effe so taai sout laag oor jou vel. Ek verkies my eerder om sout te grawe as om dit op my vel te dra. Kom. Ons gaan koel jou so 'n bietjie af. Man, shut up! Vergeet van Noma, klim aan! Kom! Maar kom! Dit kost ons op pad! Is jy alright? Dankie. Precies. Nou springgety laas nou. Hierdie rots is gewoonlik heeltemal onder water. Mooi. Jette Jeremia, kind, praat toch, laat ons hoor, dan kan jy loop. Dag. Dag, dag, pastoor. Pastoor, Tom het nog nooit voorheen iets gevat nie. Ek weet nie wat in hom gevaar het nie.
Hy wil nie 'n dooie woord praat nie, pastoor. Tommy, luister vir my. Ons is nie kwaad vir jou nie, Tommy. Ons wil net weet hoekom hierdie lelike ding gebeur het. Gee my 'n kans, mevrou. Voor jy die polisie bel, los vir my en Tommy bietjie alleen. Ai, die aarde verdor alweer. Ja. As ons nou eers 'n bietjie ontdooi het, dan gaan ek vir ons 'n seker pasta maak. Fruity de mar. Ah, vrug van die see. Klink lekker. Jy weet mos van mossels, né? Ja, volgende opgelees. Methyllus edilus is die wie jy kan eet se naam. Nee, man, moenie kom wetenskaplik hou nie. Ek bedoel wat dit aan jou doen. Alles skulpvisse. Ah, ek bedoel dat dit met die mense kurasie loop. Ja. As jy dit nou kurasie van doen. Kan natuurlijk giftig op wees. Nee, so. Kurasie is nie giftig nie. Ek sal jou wys. Dit is heeltemal veilig. Mossels! Ah, Silly. Silly, kom hier. Kijk na hom. Swem hom. Neem maar hy vry, los hom. So jy sê, jy het alleen die leer nader geskuif en alleen ingeklim. En niemand het jou gehelp nie. En wat het jy gedoen met die goed wat jy toe gesteel het? By die agtervenster uitgegooi. Maar waar is die goed nou? Gerald, asseblief. Moet ons so lank eet of wat? Alles is klaar koud. Waar is die goed nou? En ek weet nie hoekom jy jou ophou met 'n spul liegstories nie. Sy pa is 'n Kaapse skollie. So wat verwag jy, hè? Jy sit in almal se tyd mors, meneertjie. Sê waar die goed is of ons bel die polisie vir duiwels. By die bamboesboggel. Ek dink ek weet wie in die gang is. Smaak my iemand het jou gevang vir 'n lang storie. Shame. Dan sal seker die goed kan terugkry. Ja, toe nou maar is ook nou nie soveel nie. Stop dit! En dit! Kamer toe! Nou! Hy's buite homself, pa. Laat hy hulle bietjie laat skrik, dat hy nog geen kind kwaad gedoen het. Is jammer. My probleem op julle uit. Maar
Maar julle het gesteel en gelieg. En dis verkeerd. Ek moet dit vir julle leer. Vra asseblief verskoning. Vir die bondhuise, vir Tommy, en veral vir Tommy se ma. Ja, okay. Het julle lief? Maak het reg. Kom binne. Andere pikken ons. Ons is verschrikkelijk jammer. Tommy. Ons het stroop en vetkoek. As jy wil bly. Nou toe, laat ons smeer. Waar was julle die hele tyd? Lusa lê nog heel dag met hoë bloeddruk. Maar hy's gemens of vir my moet iets te help nie. En dit, good grief. Ons gaan na Boeta toe. Hy maak 'n mosselpootjie. Hy kyk mooi aan Mara. Dis Boeta. Jy is nou besig om vir haar te vinnig ryp te druk. Ek sê maar net, dis nie 'n goeie ding nie, good grief. Boeta is nie te dom om drange te hê. Abraham het altyd gesê, 'n mens moenie slapende slange opwek nie. Net nou sit ons met die moeilikheid. Groot moeilikheid. My magtig Silly. Nooit gedink jy kan so sexy lyk nie. Maar ek soek jou suster. Kom en ek roep vir Phil. Ek soek nie vir Phil nie. Ek soek jou. Moenie so stak-up lyk nie, ek kom in vrede. Kan ek so jou te sê nie? Jy kan ten minste probeer om effe vriendeliker te wees. Jou suster het my kar opgeneek. En jy maak my lewe opgeneek, so? Kan ons net vir 'n oomblik 'n bietjie op die hede konsentreer? Nee, Gilbert, ons kan nie. Wat verwag jy na alles wat gebeur het? Ek en Ferdinand was die scapegoats, waarvan weet ek nou nog nie, maar dit is onregverdig. Ek het julle almal se skuld gaan betaal. Nou, ek gaan uit vir wat gebeur het. En nie jy of jou ma of enigiemand op hierdie dorp gaan my keer nie. En dan gaan ek 'n lewe begin waarvan jy en jou familie nie deel is nie. Daar's dinge wat ek vir jou wil sê. Patty hou 'n party volgende Saterdag aan by die hotel. En vir jou vra om saam met my te kom. Hotel toe? My kop en daai beinies te loop insteek. Ai nee, dankie hoor. Daar's regtig dinge wat ek vir jou wil sê. Nou maar sê dit. Dink oor die date. Mosselpootjie, kom aan. Easy reis. Ja, wow, jy gaan vir ons meer. Ek sien jy kom nou nie meer uit Aberdeen stoor. Nou om Sorsie de Vries het vir my 'n kontrak gegee vir die hele lot kombuiskaste. Dis nou as die stoor klaar is. Joe, ek is bly, Boeta. En as die geld goed is, dan gaan ek vir my 'n flat agter in die stoor bou. 'n Flat? Jy lekker haar vir my met jou hare.
Dankie, Witte. Maar maklik was die pastoor se kinders nog nooit maklik. Koster sê altyd dis net Jemina wat dink hulle het goue vlekkies. Hy van Koster gepraat en Bontie, sy broer wat nog by pa gewerk het. Het hulle hom toe gekry? Ouwaas, hy's daai dag laas gesien. Koster het eers gedink dat hy miskien op is Namibië toe. Daar was stories dat hy met diamante gespeel het. Ek laat my nie vertel dat hy sou gegaan het sonder taaltyding. Hy is te erg oor Koster. Laas wat ek hom nog gesien het, was die vorige aand by die hotel se kombuis. Dink hy het verwerk om doen by Gilbert of iets. 'n Paintjob? Laas wat Gilbert gesê het. Oupas is net nog een van die raaisels. Ek sê vir julle mense moet ophou karring aan die dinge van die klein kloof. Nee, Sweetie, dis net vir julle wie fout maak. Vir te lank is die dinge van die klein kloof net so onder 'n kombers toegegooi. En ek gaan karring tot ons almal vir eens of altyd weet wat gebeur het. Ai, kind, spaar jou tog dit. Ja, is ongelukkig iets wat ek moet doen en kan dit nie anders nie. Ons doen maar almal wat ons dink ons moet doen, my kind. Kyk nou maar vir die pastoor. Hy bly nou maar hierso terwyl hy maklik na groter dorp toe kon gegaan het. Maar hy doen wat hy moet doen, alles uit die moeilike pad. Alle inwoners van Vlaktevlei is welkom om komende Sondag die vergadering by te woon. Die munisipaliteit Rada vra rondom die beoogde vakansieoord wat die verskywing van Vlaktevlei tot gevolg sal hê, sal volledig beantwoord word deur die ontwikkelaars wat teenwoordig sal wees. Dis verskriklik. Hoe te duivel skuif mens 'n dorp? Die hele ding klink vir my na 'n stinkstorie. Hier kom groot moeilikheid. Hoor wat ek sê. Gerald. Sy redlinghuise. Hulle eis Vlaktevlei se grond terug. Jy het daarvan geweet? Is dit hoekom jy... Die hele Vlaktevlei word bedreig. Dit sluit ons almal in. Die kerk, die skool ook. Hulle gee dan so baie om vir die skool. Ek kan dit nie glo nie.
juffrou van 11 uur. Ek sien jy is bedrywig vandag. Ja, ek is baie besig, Dr. Versand. Ek werk. Ek het nie tyd om soos ander mense heeldag op die strand rond te lê nie. Ja, wel, jy kan nou mossels uithaal. Jy moet my eendag saamnooi, ek weet nou hoe. Wat vra jy, meisie? Daai lang blou naels ons maklik enige ding kan uitkrap. Wat is dit? Is dit Boeta? Kom. Van waar het hy geval, Silly? Daar. Moet ons weet nie beweeg, ons weet nie of sy reg gekry het. Bel die ambulans. Van Boeta doodgaan. Nee, Silly. Hy het baie seer gekry. Maar hy gaan baie trots wees op jou, omdat jy ons kom roep het. Gaan kry 'n bietjie water en vee sy gesig af. Die ambulans is op pad. Wil ek van Sweetie bel? Ja, doen dit. Boeta? Daar. Rebecca, jy's weer hier. Dis Patrice. Ek het Gilbert gevra om aan mevrou te verduidelik. Ek's bly, ja. Waar's Rudy? Hy is in die kroeg. Gretel, lekker om jou weer te sien. Kom sit. Ek sien die nuus van vlaktevlei is uit. Het jy by die skool uitgedeel? By die skool en dit sit op elke lamppaal. Daar was reeds 'n paar ontstelde mense by Gerald by die kerk. Rudy, ek weet nie of julle weet wat julle doen nie. Julle gaan 'n klomp mense se lewens verwoes. Hallo Manet. Ek kan nie verstaan dat julle niet aan julleself dink nie. Luister, ons gaan dit beslis een van ons voorwaardes maak dat die plaaslike inwoners voorkeur kry by die aanstellings. Ons stem saam dat dit aanvanklik 'n groot ontwrigting gaan wees. Maar uiteindelik gaan hierdie hele streek daarby baat vind. Vlaktevleiers ook. Kom, ek kry vir jou dankie. Trojans is besigheid was nog nooit jy se kunstjuffrou se sterkpunt nie. En menseregte nog nooit jy's die reëlinghuise se nie. Mevrou, hy het harsemskudding opgedoen en daar is 3 gebreekte ribbes. Een het sy long geperforeer, maar hy's buite gevaar. Julle kan hom 'n rukkie sien, maar hy's nog baie deurmekaar. Dankie, dokter. Silly, kom. Silly. Ek wil vir Boeta gaan sien. Dankie. Ekskuus? Dankie. Nee, dis 'n plesier. Wat vir 'n ding is dit, pastoor? Pastoor moet vir hulle sê, Katrina Kuiper betaal haar rent elke maand op die 25ste. Ek was nog nooit agter nie.
Uitsmyt. Laat ek nie van my uitsmyt nie. Dis reg, praat hy, dink Katrina praat. Luister mense, julle moet julle vrae gaan vra op die vergadering. Wanneer die regte mense daar sal wees. Die mense van die hotel moet explain. Bly net kalm mense, ons sal alles op die vergadering hoor. Gaan nou asseblief huis toe. Weet julle wat sê ek? Ek sê ons mense van Vlaktevlei. Ons laat ons nie vertrap nie. Sê dit, bos, sê dit. Bos, 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 bos. Hulle sê jy nie. Ek het die eisvorm vir die versekering gebring. Hy moet daarna kyk en my bel. Ons sê dit maar nie, ek sal hom sê. Het jy al oor Saterdag aand gedink, oor Patty se party? Daar's niks oor te dink nie. Ja, dan sal ek jou ietsie gee om oor te dink. Wil jy nie graag weet wie daai dag by jou pappa en mamma gekuier het nie? Ek was bekommerd oor jou. Dis hoekom ek met jou pa moes gaan praat. Jou boyfriend het sulke lelike dinge van jou in die hotel gesê. Onthou jy? Ek wil nie jy moet verkeerde stories by jou pa aandra nie. Hou jy jou mond van Ferdinand af, okay? So wie was in elk geval by my ma hulle? Wag. Nie so haastig nie. Kom saam met my party toe, dan kan ons lekker gesels. Ag, Gilbert, my moenie meer speletjies speel nie. As jy iets het om te sê, sê dit. Hoe gaan ek jou dan kry om met my uit te gaan? Weet, dis afpersing. Jy weet mos nou ek wil weet van wie jy praat. Kom dan saam party toe. Dis die deal. Asseblief, Gilbert. Jy weet nie hoe belangrik dit is vir my om te weet wat gebeur het nie. En jy weet nie hoe belangrik jy vir my is nie. Loop! Ek gaan jou bel oor daai party, want ek weet jy brand om te weet wat ek weet. Loop! Okay. En nou? As jy nou so boos lyk? En Gilbert krap my om en nou is die eisvorms. Jy moet nie vergeet nie. Dis jou suster wat soveel skade aan Gilbert se kar aangerig het. As hy saamspeel kan ons daarom nog iets van die versekering eis. Maar as dit jou houding is, sal ek elke penny uit my eie sak moet opdok. Vergeet 'n slag die verlede, Leandra. Dis ou gedane sake wat lank al verby is. En om gedurig te top en te broei daaroor maak dit net vir almal onaangenaam. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ja. Maar Jenna, maar hoekom is jy daar so vroeg as mens nog 1 uur nie? Nee, Mara, ek sop uit die hotel toe met 'n handgranaat. Ek gaan daai hele inspoelredelinge se opblaas. Kou. Oule Abraham het mens altyd gesê, as jy nou eenmaal daai neiging het, dan is dit niks om dit weer te doen nie. Ag, ma. Kan ek vir jou 'n bietjie tee? Hy het vermeterheid om my uit te vra na sy simpelste se partytjie toe. Sy het nodig het om hulle weer in die gesig te kyk. Maar jy hoef nie. Hy sê hy weet van iemand wat daai dag by my ma hulle was. Glo jy hom? Nee. Ek weet nie. Die op en daai mooi aan. Miskien kan jy daar of 'n bietjie skade kry. Is jy baie besig? Nee, kom binne. Kom sit. Dis my belofnis te denkie. Nee, ek wil nie sit nie. Luister. Ek hoor by Patrys dat Vosvilander besig is om mense in te voer van die stad af, om die vergadering te kom ontwrig. Ek weet nie of daar waarheid in steek nie, maar ek sou bly wees as jy verloos kan uitsteek. Hey, Rudy.
Wat verwag jy van my? Ek weet hoe jy oor alles voel, maar dit is net ons wil weet waar ons staan. Miskien is dit nodig om die polisie vooraf te waarsku. Kan jou nie help nie, Rudy. In hierdie saak is ek deel van Vlaktevlei. Soos Vos en die res. Het jy nou heeltemal teen jou eie familie gedraai? Ag nee, jy's nou onregverdig. My familie is my belangrik en jy weet dit. Maar ek gaan nie nou jou spioen raak net omdat ons familie is nie. Julle wil mense teen hulle wil verskuif en ek weet dis nie reg nie. So ek wil nie nou help om dit vir julle makliker te maak nie. Dis ek hoe lief vir julle. Jy maak dit alweer politiek, Grietjie. Dis besigheid, niks meer nie. Wel, ek sien dit nie so nie. Jy laat dit klink asof ons die mense wil onteien. Dis ons grond, nie hulle se nie. Hulle het regte daarop, Rudy, wat gerespekteer moet word. Dit sal die blerrie dag wees. Ek sal met my grond maak wat ek wil. Wel, as dit is hoe jy voel, moet jy maar die gevolge dra. Is dit nou het regiment? Ek's nou net bekommerd. Gaan jy daar wees? Natuurlijk. Ja, sien jou daar. Sien jou daar. Het is bitterlijk laat. Jemima sal bekommerd. Ek het nie 'n preek vir môre nie, pa. Wat moet ek vir my mense sê? Mense word al hoe onrustiger oor die vergadering môre. Daar kom thee, my kind. Dat 'n bietjie wyn goed is vir die gees. En 'n salwing is vir die siel. Goed. Bring ons ietsie. Wyse woorde kom van die Voorsiener. Hy sien wat ons nie weet nie. En hy weet wat ons nie kan sien nie. Môre, Siri. Jy kom koffie drink. Ons kan my klip kry. Siri, waar het jy hierdie steen opgetel? Daar. My kop in die agterkloof. Sal jy my gaan wys waar?
Ek kyk op na die gebergtes. Van waar sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Klippe mooi, oom. Dis sommer maar net klippe hier in die Silie. Dat is pragtig. Jy het my alsegons bewys. Ek gaan nog baie tyd hier spandeer. Mense, die punt wat ons aan elkeen van julle wil duidelik maak, is dat daar vir behuising voorsiening gemaak is op Dwarsmansdal. Daar is aansoekvorms by ons munisipaliteit beskikbaar en ons beloof julle, dit sal ons onmiddellike aandag geniet. Is daar enige vrae? Enige iemand wat iets wil vra? Ja, meneer. Meneer, waar wil julle met ons heen? Onze mense maak 'n liewe uit die see en uit die panne. Sommige van ons het ons eie akkers. Ons is soutskrapers. Wat moet ons in Dwarsmansdal maak? Sê vir hulle daai, sê vir hulle. Of lê die sout al glad in die strate van Dwarsmansdal? Of lê die harders op die highway? Dan trek ek môre. Ewig my, môre. Meneer, vis in Dwarsmansdal se strate kan ek jou nie waarborg nie. Maar wat ek jou wel kan waarborg, is dat die busdiens tussen Soutmanspan en Dwarsmansdal opgeknap sal word. Dis vir julle eie bes wil dat daar ontwikkeling hier moet kom, mense. Vlaktevlei gaan net baat by in die vakansieoord. Toerisme is die toekoms. Dit is wat hierdie deel van die wêreld gaan red. Vir baie van julle gaan werk verskaf word. Julle lewensstandaard gaan verbeter. En julle ken mos die reise by die dam, waarvan meneer Gous gepraat het. Dit is 'n baie beter toestand as hierdie wat julle hier het. Maar ek is hier gebore. Ek het hier groot geword. Vir my sal dit moeilik wees om te move. Maar my kinders het nie weekie. En wat is 'n huis sonder kos? Hierdie dorp is in elk geval besig om vrek te bloei. Jy gaan niks aan nie. Julle lê in elk geval almal net hier rond tussen hierdie krotte. Miskien gaan die nuwe huise vir ons help. Die huise hier is ons en die ou geboue is al wat ons ken. Ja, maar gebou het mos nou nie siel nie, man. Hy kan nie bloei nie. Dis dieselfde mense. Hulle woon net in ander huise, dis maar aan. Ja, trek gaan nie ons probleme oplos nie. Ons wil hier bly en 'n beter lewe hê. Julle moet ons huise regmaak. Ons betaal ons rent. Ja, hulle is reg. Hulle is reg. Maar dit gaan nie net oor huise nie. Dit gaan oor mense. Dit is 'n vernedering vir die gemeenskap om aangesê te word, doen dit of doen dat. En dit, meneer Redelinghuis, net omdat julle geld het. Ons sal besluit. Ons ken ons regte. Out of principle sê ek nee. Ons move nie. Wel, ek hoop jy kan jou principles eet, want anders gaan die vrek van die honger hier op vlakte vlieg. Ag, gaan vrek, jy man. Wat weet jy van honger? Hè? Jou bloody ryk gaan. Orde, asseblief. Mense, kom ons hou hierdie ding ordentlik. Is dit nou ordentlik? Dat julle vir ons hier kom uitsit sonder om ons 'n keuse te gee? Dis maak nie vir my nou ordentlik nie. As hulle aan ons huise vat, dan vat hulle aan ons. En ek sê, vlaktevlei moet bly. 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 Hulle gaan hier hande uitdruk. Jy moet met die mense praat asseblief, Gerald. Die mense. Mense.
Moenie laat ons vandag 'n ding afbreek wat ons nooit weer kan opbou nie. Pastoor, jy praat met die verkeerde kant van die vloer. Dis nie ons wat dinge wil afbreek nie. Dis hulle. Plaas dat hulle ons huise opbou en regmaak, gaan hulle ons mense saam met die geboue platslaan. Pastoor, wat gebeur dan met jou kerk? En ons skool? Kan ek net daarby bly voeg? Dat dit my oupa Grootjie was wat hierdie skool tot stand gebring het. En dat dit ons geld was wat 2 jaar gelede hierdie skool van ondergang gered het. En dis ons bly grond, man. Dis nie julle van die munisipaliteit se nie. Dis ons se. So ek sê julle trek of julle nou wil of nie. Jou bliksem! Orders! Bliksem! Baie. Weet ek nou regtig ding soos die mense ken in die saak. En op 'n beskaafde manier vir 'n verduidelik wat ons planne is. Sou hulle insien dis hulle eie belang. Maar dit is nie, Rudy. Die tyd dat jy 'n gemeenskap teen hulle wil kan skuif soos jy lus kry is verby. Vir altyd verby. Dis soos 'n rooi lap wat jy voor die mense swaai. Hulle kom nou net uit daai geskiedenis uit. Dit het niks met politiek te doen nie. Dit het. Of hulle nou deur 'n politieke mag of deur 'n geldmag gedwing word om te trek, die beginsel bly dieselfde. Ja, dis nie 'n geval van dwing nie. Dit het vir my geklink asof daar van die mense is wat baie positief was. Voor die hele ding hand uitgeruk het. Wat het jy verwag? Dis 'n ontstellende emosionele saak. Mense voel sterk daaroor. Ja, die mense is opgestook deur daai klomp daar buite. Ek praat nie die geweld goed nie, maar die klomp van buite af wil ook maar net sien dat ons nie in 'n ding ingeboelie word nie. O, jy sien jouself nou as 'n vlaktevleier. Absoluut. En jy gaan nie aan my kant wees nie. Nee, ek is nie aan jou kant nie. Maak nie saak, Grietjie. Jy is nog steeds my favourite skoonsus.